verskeie slegte scenario opsies wat in die VSA uitgewerk is. Die eerste opsie is 'n Maidan in Rusland, soortgelyk aan 1917 en 1991. Dit is die sogenaamde separatiste uiteenval. Met ander woorde, die samelewing word volgens nasionale lyne verdeel. Hulle het met migrante begin, en dit gaan eindig by gevegte met Dagestaniërs en onder mekaar. Met ander woorde, interkonfessionele stryd word aangeblaas, hulle slaag daarin om deur die informasieagenda die publieke gemoedstoestand oor te neem. Daar duik onbekende skerpskutters op, soos hulle dit soms beskryf, wat die ander uitlok. Met ander woorde, die spanning loop hoog op, en skielik verskyn daar iemand wat op een nasie skiet, en dan iemand anders wat op die ander een skiet. En albei sal terloops buitelandse spioene wees, nie sommer net van daardie voorhoede groepe nie. Dis dit die proses van konflik is aan die gang gesit. Die konflik ontwikkel in 'n burgeroorlog en separatisteoorloë. Rusland is volgens Amerikaanse denke besig om in verskeie gebiede te disintegreer, insluitend die besluit om kernwapens te gebruik. Weereens is Amerika nie soseer bekommerd oor Rusland as oor Rusland se kernwapens nie. Dit is wat jy moet verstaan. Dit is een scenario. Die tweede scenario is 'n Europese kernoorlog. Amerika is op die kantlyn, konflik eskaleer in Europa, wat beteken iemand gooi kernbomme na iemand. Nie strategies nie, takties. Taktiese kernwapens is slagveldwapens in teenstelling met strategiese wapens. Hulle kan vergooi word. Wag is die konflik in Europa met mekaar of met Rusland. Wel, kom ons sê Frankryk-Rusland, Engeland-Rusland, Duitsland-Rusland. Met ander woorde, die Amerikaners se doel is om 'n Europese kernkonflik met taktiese kernwapens te begin, om 'n paar stede in Rusland met kernwapens te vernietig. Rusland is daarom terug te slaan, dalk op Kiev, Berlyn of elders anders. Dit is die Amerikaanse scenario. So 'n oorlog maak die Verenigde State van Amerika outomaties veilig teen Russiese kernwapens. Want Rusland sal nie tyd hê vir Amerika nie. Amerika gaan natuurlik hier die regte ding doen. Vredesmagte, humanitêre hulp. Alles soos dit hoort. Dit is hulle slegte, sogenaamde scenario. Hulle het 'n magtige vyfde kolom wat vir hierdie scenario werk. Ons het immers nie die probleem van soewereiniteit in Rusland, in Moskou, in die owerhede opgelos nie. Onthou die hoof van die Russiese buitelandse intelligensiediens, Naryshkin, wat openlik gesê het dat daar meer as 80.000 Amerikaanse spioene in Rusland aktief is, in die media en in die owerhede. Hulle is mos nie verwyder nie. Daar is geen suiwerings gedoen nie. Daarom is dit 'n steunpilaar vir beide die een en die ander scenario. Dit is juis hulle wat, byvoorbeeld, hierdie illusie skep, nee. Dit wil sê, die Amerikaners het die bombardement van ons triade georganiseer, en Kiev is te blameer, of sommige sê, hoe word dit genoem, Londen. Dit is hulle agenda. Dit wil sê, dit is deel van die inligtingsoorlog. Dit is 'n negatiewe scenario. Waartoe sal dit lei? Wel, vir ons eindig dit rofweg op die vlak van die likwidasie van Rusland. Dit wil sê, disintegrasie in sommige afsonderlike dele. Organisasie van oorlog. Disintegrasie is 'n proses van militêre aksie, reg? Dit wil sê, rofweg gesproke, dit eindig vir ons. Ek glo dat hierdie scenario's minder waarskynlik is in terme van waarskynlikheid as die scenario van Rusland se oorwinning. Weereens as gevolg van strategiese kernwapens en die meganisme wat in die wêreld bestaan in die vorm van Amerikaanse unipolariteit. Dit wil sê, in 'n kritieke situasie kan ons die Amerikaners dwing om al hierdie scenario's uit te blus. Dit beteken ons het 'n waarborg. Waarborg is goed en sleg. Dis goed, want dit is makliker om met 'n waarborg te leef. Almal ons weet dat ons nie sal verloor nie. Ons kan eksperimenteer en rondvoeter soveel as wat ons wil, want ons sal steeds wen. Dit wil sê, daar is geen scenario waar ons selfs 'n krisis enigiets sou verloor nie. Die slegte ding is dat dit ontspan. Dit wil sê, sien jy, miskien kon hervormings nou van stapel gestuur gewees het, wanneer die voortekens van 'n krisis begin het, reg? Wel, hoekom? Dit is later moontlik. In beginsel is ons nie in enige gevaar nie. Daar is 'n waarborg. Wel, dis wat die meeste mense gedink het. Trouwens, ek het self so gedink toe ek die eerste keer in 2012 by julle gekom het. Ek was oortuig dat niemand Rusland sou aanval nie, net soos al die ander burgers van Rusland, nee. Want Rusland het kernwapens en 'n magtige weermag. Soos dit blyk vandag in 2025, dit 10 jaar later al, ja, word ons gereeld deur rommeltuie bestook, selfs in ons distrik het hulle gekom en is daar een afgeskiet. Aanvalle word uitgevoer op militêre teikens, op oliedepots, op alles op militêre ondernemings op ander plekke. Dit wil sê, daar is 'n werklike oorlog aan die gang. Wat het ons 10 jaar gelede gesê? Wat was ons derde punt? Dat Rusland geen soewereiniteit het nie. Dit wil sê, dit alles gaan nie oor ons nie.
Wat is soewereiniteit? Soewereiniteit is mag. As jy nie nasionale mag het nie, maak nie saak hoe sterk jy met kernwapens is nie, daardie wapens sal nie tot jou voordeel gebruik word nie.